dele uitgehaal uit Hebreërs 11, wat ek vir julle wil uitlig, maar lees saam met my daar. Julle hoef nou nie die woorde neer te skryf nie, maar kom ons lees wat staan daar. Maar Christus het nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy die middelaar van 'n nuwe testament. Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. Nou broer en suster, hierso kan jy sien, die van julle wat kan lees, die voorstes wat kan lees, lees vir my wat staan daar. Will, dis Engels, will, Afrikaans, testament. En weet julle, as ek nou hierso oopmaak, dan lees ek alles hierso van Herden Herman se testament. Dat as ek nou vandag sou doodgaan, dan kom die prokureur, hulle gaan sit saam met my vrou en my kinders, en hulle lees hierso, en hulle sien, wat het ek bepaal, wat staan in die testament, né? Wat gaan my kinders erf, wat gaan van my besittings word, as ek geld in die bank het, wat gaan daarvan word, hoe gaan die meubels verdeel word, of wat ook al die geval is, né? Dis mos wat 'n testament bepaal. Nou hier is die testament. Jy erf iets, as jy my kind is, as jy my lewe vir my iets beteken het, as jy, soos hulle in Engels sê, 'n relative van my was, né? As jy iemand was, wat in 'n verhouding met my was, dan laat ek jou iets erf, of as jy vir my baie beteken het. Nou die dag toe lees ek van iemand wat vir 'n bediening 800.000 rand laat erf het, vir 'n bediening wat literatuur versprei, het daai man toe hy sterf gesê, 800.000 rand van my geld moet na daai bediening toe gaan, wat die traktaatjies en die pamflette vir die Here druk. So dit was sy wil, dit was die erfenis van daai mense. Maar daai persoon moes eers doodgaan, né? Voordat daai instansie, of die kinders, of die vrou, wie ook al dit is, iets kon erf, of die broer of die suster of wat. En jy kon net erf, as jy my vrou is, as jy my kind is, as jy my broer is, as jy my suster is, dan kan jy volgens dit wat hier ingeskryf staan, kan jy erf. Nou weet julle, as ons die Bybel lees, dan praat hy van 'n ou verbond en 'n nuwe verbond. 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament. En in die Ou Testament, ekskuus, hier lyk dit of hy wil losgaan. In die Ou Testament kom God, ons het gisterand gehoor, wat het gebeur? By die sondeval het die kroon afgegaan en die mens kon nie sy skepingsdoel leef om God te verheerlik, om God se beelddraer te wees, om sout in die aarde te wees, om lig te wees, om 'n disipel of volgeling van Jesus, hy kan dit nie geleef het nie. Hoekom nie? Want die heerskappy van God in sy lewe was weg. Hy het dit verloor. So, toe kom God in die Ou Testament en hy sê vir Adam en Eva, waar is julle? Nadat hulle gesondig het, wat doen hulle? Hulle kruip weg. Nou wie is iemand wat wegkruip? Iemand wat stout was, iemand wat skelm was, iemand wat verkeerd gedoen het, hier kruip hulle weg. En God kom en hy sê, maar weet julle wat? En dis waar het begin het. Julle het nou gesondig, die heerskappy is weg. My gees is nie meer in julle nie, julle is nou soos ons gisterand gehoor het, is julle nog liggaam en siel. God het die mens gemaak met 'n liggaam, en hy het 'n verstand gehad, 'n wil, 'n intellek, emosies, hierbo soos Godfrey gesê het, waarmee hy kon praat, waarmee hy kan dink, waarmee hy keuses kan uitoefen, waarmee hy kan voel, en om dit alles in werking te stel, dat die liggaam kan beweeg,
en laat die siel kan begin kommunikeer en dink en praat. Toe kom God in Genesis 2 vers 7 en hy blaas sy gees in die mens in en die mens het 'n lewende siel geword. Maar daai oomblik, toe die vyand kom en hy verlei vir Adam en Eva met die vrug. Nou het Godfrey gisterand gelees, Genesis 3 vers 3. Die oomblik wat julle van daai boom eet, wat gaan gebeur? Julle gaan sekerlik sterwe. Wat het gesterf? Die liggaam. Die liggaam. Die siel. Die liggaam. Die siel. Wat het gesterf? Die gees. Want God bly nie in 'n tempel waar sonde is nie. Hy kan nie, want hy is heilig. In daai oomblik, toe verloor hulle die heerskappy en hulle kon nie meer. Ek wil net sien, lyk my die dinge trek nie lekker om. Skus tog? Onder die oor, so. As hy. Nee, nou sit hy te hoog. So om. Daar is hy, nou dit. So boom. Nee, dat jy hoor. O, daar is hy nou, dankie Bob. Is ons nou dom as jy self vir die ding kyk. Toe kom God, en in die Ou Testament, kom God en hy kom en hy sê, ek gee vir julle 'n klomp wette, wat julle moet nakom. Eksodus 20, jy moet die Here jou God lief hê. Jy mag geen ander God voor my aangesig hê nie. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word. Jy mag nie steel nie, jy mag nie moord pleeg nie, en ons ken al daai wette wat God gegee het. En daar in Levitikus lees ons nog baie ander meer wette wat hy gegee het. Dat as daar 'n onrein dier byvoorbeeld inkom in die laar, dan moet hy uitgevat word en hy moet verbrand word. As julle dit nie nakom nie, dan gaan ek julle straf. Met ander woorde, daai dag kom God en hy sê, julle is my kinders, Israel, julle is my volk, ek wil vir julle 'n erfenis gee, maar om hierdie erfdeel te kry, moet julle hierdie wet nakom wat ek vir julle gee. En as julle nie hierdie wet nakom nie, kan ek nie vir julle laat erf nie. Ek kan nie vir julle 'n goeie lewe laat erf nie. So, eer jou vader, dan sal jy 'n geseënde lewe hê. Verstaan julle hoe dit gewerk het? Moet geen ander God voor my aangesig bring nie, dan sal ek julle seën. Met ander woorde, as julle doen wat ek sê en die wet nakom, dan sal julle erf, voorspoed, seën, heil, geluk, tevredenheid, oorvloed van lewe. Nou weet julle, so goed soos ek, dat die mens kon dit nie nakom nie. Daarom lees ons in, wat ek kom nou net kry, die volgende vers. In Levitikus. Levitikus 22. Wanneer enige Israeliet of vreemdeling in Israel aan die Here 'n brandoffer wil bring, moet dit vir die battery nou pap gewees. Nee, seker nie, laat hy weer aan. Dan moet dit vir die Here aanneemlik wees. Dit moet 'n bul, dit moet 'n skaapram, dit moet 'n bokram wees sonder 'n liggaamsgebrek. Vers 20. Geen dier wat 'n liggaamlike tekortkoming het, mag geoffer word nie, want die Here sal dit nie aanneem nie. Met ander woorde, al die wette kom gee God, soos byvoorbeeld hier in Levitikus 22, en hy kom en hy gee wette en hy sê, maar omdat julle nie hierdie wette kan onderhou nie, daarom moet julle 'n bul, of 'n lam, of 'n dier, of 'n duif, daar's baie bepalings, moet julle bring, en dan, daai dier mag nie enige iets 'n gebrek in hê nie. As daai skaap, lammetjie wat julle kom offer, bring, en hy het 'n vlekkie, dan is dit nie vir my aanneemlik nie.
as julle daar 'n bul bring, wat nie opreg geteel is nie, ek aanvaar dit nie. Jy gaan nie erf nie. Dis nie genoeg nie. Dit moet 'n dier wees sonder enige smet. En elke dag van die Ou Testament se lewe lees ons, het die priesters gegaan in die tempel of in die tabernakel van daai tyd en hulle het 'n offer gebring om vir die volk se sondes wat hulle nie die God se erfenis kon vererf nie, omdat hulle nie die wet kon nakom nie, het hulle gekom in 'n lammetjie geslag of 'n bul geoffer, sodat hulle weer voor God oukei is. Sodat God weer kan kom en sê, dis reg, nou kan julle weer erf wat ek vir julle gegee het. Nou sal die testament in plek kom. Maar weet julle wat, broer en suster, dit het mos nie gebeur nie. Julle weet mos. Of het dit gebeur? Die volk Israel is op die ou end, het God gesê, ek wil julle nie meer ken nie. Julle is my uitverkore volk, maar julle het my teleurgestel. Ek kan nie laat julle erf nie. Die stad Jerusalem is verwoes, en God se volk Israel is as gevangenes weggevoer na 'n ander land toe, na Assirië toe, en later na die land van die Babiloniërs toe. 2 keer, omdat hulle ongehoorsaam was en nie die wet kon nakom nie. Weet julle, baie van ons in ons dag leef soos die mense van die Ou Testament. Ons dink ons kan God tevrede stel en ons kan gered word met die Here deur dinge wat ons doen en 'n sekere manier wat ons optree. Ek wil vanoggend vir julle sê, dis hoekom ek gisteraan die stelling gemaak het. Hier's baie broers en susters wat dalk hier sit wat pragtige kerkmense is. Maar broer en suster, as die Here vandag kom en hy klop aan jou deur en hy sê ek kom haal jou, gaan jy saam met hom gaan? Of gaan hy sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie? En weet jy, baie van ons, vir wie hy sal sê, gaan weg, ek ken jou nie. Hy gaan vir jou dit sê, vanweë dinge wat jy probeer doen het, of dinge wat jou verstand gesus het, wat jy gedink het, jy is gered en jy is nie. Ek het so gedink in my lewe. Ek het gedink, daai testament van God, gaan vir my iets beteken, en hy gaan waar word vir my, omdat ek in 'n ouerhuis groot geword het, waar ma en 'n pa die Here gedien het, en omdat my ma en pa die Here dien, daarom is ek ook gered. Baie van ons dink so. Ek kom uit 'n Christelike ouerhuis. Hoeveel mense het ons al mee gesit? Dan sê hy, my ma het die Here gedien, en haar gebede het gemaak dat ek 'n kind van die Here is. Nonsens. Dis vals. Dis nie die waarheid nie. Jy gaan nie erf nie. Dis 'n dooie gedagte. Toe kom ek, en toe ek 3 maande oud is, raai wat doen my maale met my? Hulle vat my na die doopbak toe. En toe ek daar staan, ek sê net, toe kom die dominee, en hy gooi bietjie water hier bo op my. Broer en suster, en die ma en pa staan met so 'n breë glimlag. En na die tyd gaan ons huis toe, en ons eet koek, en ons drink tee, en ons geniet die lewe. Die tafel maak sommer so van al die koek. Die party by die huis is groter as die doop in die kerk. Weet julle waarvan ek praat? Het die doop my gered? Maar ons dink so. Hoeveel mense sê vir my van Jordan, ek is gedoop. My broer en suster, dis 'n dooie werk. Beteken niks. Daai laat jy die dag as 'n babietjie gedoop is nie. Hulle kon net sowel vir jou gevat in 'n bottel mampoer oor jou uitgegooi. Niks beteken. Behalwe dat as die ouers deur die doop gekom het en gesê het, ons wy jou aan die Here. Maar baie van ons kom en dink die doop, omdat ek gedoop is as 'n kleintjie, maak my, laat ek in 'n verhouding met die Here is, en laat ek gaan erf wat hy vir my gegee het. Dit werk nie so nie. Hoor bietjie wat sê 1 Johannes 1 vers 7. Die doop reinig ons nie van sonde nie, maar die bloed van Jesus reinig van sonde. Die doop kan jou nie red nie. En weet julle, toe word ek, my pa het my elke Sondag, vir my en my boeties en my suster, het hy ons Sondagskool toegevat. Getrou. Ons het elke oggend 9 uur die diens gaan bywoon, en na die diens Sondagskool. Ek het sertifikate gekry, waarop sulke plakkers is, wat sê, ek was 'n getroue Sondagskool bywoner. My naam was in die boek van die Sondagskool.
En omdat hy in die boek van die sonnaskool was my naam in die boek van die kerk. Was 'n kerklidmaat. En weet julle, ek het so aangegaan, tot by standaard 8, 9, en elke jaar kry ek sertifikaat. Hulle is ergens in 'n kartondoos weggepak. Hulle lê so, graad 1, graad 2, graad 3, graad 4, graad 5, graad 6. Elke jaar sin, lê net so al die plakkers wat ek gekry het. En ek het gedink, ek is 'n ouetjie. Want sien, die vyand het gekom en hy dit gebruik om my gewete te sis, laat ek in 'n verhouding met die Here is, deur al hierdie dinge wat ek geervaar het. Het daai manier van godsdiens vir my sekerheid gegee? Nee, weet julle wat? Een nag toe ek 'n droom, en ek word wakker daai nag, en die sweet stroom my af. Want daai nag, toe droom ek van die hel, en ek sien Satan moet 'n vurk, en hy lek sy mond af, en hy sê, ek wag vir jou. Maar ek het in 'n ouerhuis groot geword, wat my ouers die Here gedien het. Ek is gedoop as 'n babietjie. Van graad 1 af het ek sonnaskool bygewoon, ek het al die sertifikate, maar daai nag word ek wakker en ek droom, en ek weet, as die Here nou kom, is ek nie saam met hom nie. Maar ek het gedink, ek is gered. Ek onthou, staan dit 8, graad 10, toe gaan ek na 'n jeugkamp toe. En by daai jeugkamp, die ouderlinge het ons soontoe gevat vir ons klas, wat hy sonnaskool voorgegee het. En by daai jeugkamp, toe gaan daar baie trane. En weet julle, vir so 'n week of 2, toe voel ek baie lig. Want die trane het gevloei, en ek voel lig, en die Here is so wonderlik ensovoorts. Maar 2 weke later, na daai kamp, en die trane weg is, en die gevoel weg is, toe is ek weer nie seker nie. Ek weet, ek het daai naweek van die Here gehoor, en ek het hom gesien, maar ek het nie in my hart sekerheid gehad, dat as hy vandag kom, dat ek saam met hom sal wees nie. So 'n ligte gevoel, of 'n wonderlike gevoel, gee nie vir jou sekerheid, dat jy gaan erf, wat God vir jou bestem het, die ewige lewe nie. Toe kom ek in standaard 9, en toe sit 'n groot ding. My paale vat R800, hulle gaan koop vir my 'n nuwe pak klere, want raai wat gaan nou gebeur? Sê vir my, ek gaan aangeneem word. Plaas van dat ek hom aanneem, gaan die kerk my nou aanneem. En ek gaan staan daarvoor, ek staan so langs my het 'n ander ou gestaan, sy naam was Jakobus. Toe ek hier langs hom staan, ryk ek, maar hierdie ou wat nou saam met my belydenis van geloof gaan aflê, ek ryk net brandewyn en coke hier langs hom. Ons staan daar voor die preekstoel. Ons gaan nou sê, as die dominee 'n vraag vra, ja, glo jy in die Here? Ja, maar intussen dink ons net aan die braaivleis wat nou kom. Toe dit klaar is, toe vier ons nagmaal. En nou die eerste keer is ek mos nou aangeneem, nou mag ek nagmaal gebruik. En weet jy broer en suster, ek moes dit al bely in my lewe, want daai dag het ek eintlik 'n oordeel oor myself gebruik. Alhoewel ek in die Here Jesus geglo het ek nie sekerheid gehad, omdat ek nie verstaan het, wat se God se erfporsie in Jesus Christus was vir my nie. My aanneming het my nie sekerheid gegee nie. Die nagmaal en die tekens wat ek gebruik het, die brood en die wyn, het my nie sekerheid gegee nie. Daarna, toe ek gaan verder leer na skool, en ek het 'n vroom lewe gelei. Ek het 'n goeie lewe gelei, om die waarheid te sê, van kleins af. Ek was hierdie voorbeeldige seun, maar agteraf, ek wil dit nie eens noem, wat ek gedoen het nie, wat ek gedink het nie, waarna ek gekyk het nie. Maar almal het gesê, joh, daai man is 'n godsman. Maar weet julle wat, as hulle my hart sou kon oopmaak, soos wat ek hierdie rit sou kon oopmaak, en my hart lê voor hulle, dan sou hulle gesien het net vieslik, vuil, besmet, sondig, onheilig. Maar ek het in 'n Christelike ouerhuis groot geword, ek is gedoop, ek het sonnaskool geloop, ek het kerklidmaatskap gekry toe ek belydenis afgelê het. Weet jy, by baie van ons gaan dit nog 'n stappie verder. Ons het godsmanne wat vir ons kom bid.
Hulle kom salf ons, hulle kom lê die hande op ons. En die oomblik wat hulle dit doen, en ons sê, daai priester, daai pastoor, daai dominee, hy het vir my hande opgelê, nou weet ek is gered. Broer en suster, luister mooi vir my. In wie het jy jou hoop gesit vir jou redding? In 'n priester, in 'n pastoor. 'n sondige mens kom bid vir 'n ander sondaar. Terwyl die woord sê, daar's net een wat op hierdie aarde geloop het, wat sonder sonde ooit was. Net een. Sy naam was Jesus Christus. Maar ons kom met 'n valsheid in ons, om te glo, as daai man, daai sogenaamde godsman, wat ook maar 'n sondaar is in sy aksies, in sy gedagtes. As hy vir my gebid het, met 'n vuil hand, waarmee hy gister nog dalk iemand anders se geld gesteel het, as hy my daarmee kom salf het, is ek gered. Hoe vals kan ons nie wees nie? Dis hoekom baie keer as ons die vraag vra, my suster, my broer, is jy seker as die Here kom vandag, sal jy hom ontmoet? Dan sê mense wat net soos van Heerden, al die jare in die kerk opgegroei het, ek weet nie, ek is nie seker. Dan mors ons tyd. Want hoe kan jy iets doen waarvan jy nie seker is nie? Hoe kan jy iets najaag wat miskien gaan gebeur? En jy bly hoop dat miskien eendag gaan dit gebeur. Baie van ons se name is in die boek van die kerk opgeskryf. Ek het hoeveel kampe al, in die klein groepie kom ons na die tyd, die Vrydag aand. Dan sê ek, sê bietjie vir my broer, ken jy die Here? Ja, van Heerde, my naam is in die kerk se boek. Sê ek, dis nie wat ek gevra het nie. Ken jy die Here? Openbaring 22 vers 5, ek het nou nie die teks hier nie. Openbaring 22, kom ons kyk gou nie, in die Bybel soek ons hom op. Openbaring 20, heel agter in die Bybel, die laaste boek, Openbaring 20 vers 15. As dit bevind is dat iemand se naam nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie. Weet julle wat dit baie kerke kom doen? Hulle het daai uitgekrap en hulle het gesê, as dit bevind is dat iemand se naam nie opgeskryf is in die boek van die Pinkster Herlewingsgemeente, in die boek van die VG gemeente, in die boek van hierdie charismatiese gemeente, is hy in die poel van die vuur gewerp. Ons het hom vals verdraai. Ons gee mense 'n valse sekerheid. Lees wat staan daar. As dit bevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe opgeskryf is nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Met ander woorde, kon hy nie erf wat God in sy testament, die Nuwe Testament, vir ons kom gee het nie. Weet jy hoekom het baie van ons nie sekerheid van ons redding nie? Is Godfrey of Gotti? Jy moet net gou kom en vir my kom help weer hierso. Staan maar net hierso. Die Here Jesus kom reg deur die Nuwe Testament. En hy kom en hy sê, kom na my toe. Kom. Ek staan met die deur en ek klop. Almal wat oopmaak, Openbaring 3 vers 20, sal ek ingaan en saam met hom of haar maaltyd hou. Markus 1 vers 37, kom hy by Petrus waar hulle vis vang, hy en Andreas, en hy kom en hy sê, kom, laat staan die nette, volg my, en ek sal julle maak vissers van mense. Met ander woorde, volgelinge van my, wat 'n doel het in die lewe, wat ons gisterand gehoor het. So die Here kom deur baie van ons, en hy het al by dienste gekom, en hy het al by tentdienste gekom, en hy het al op kampe gekom, en op jeugkampe, en by die skole, en daar op die plaas, en baie keer kom die Here deur predikers, of deur iemand wat 'n stuk skrif lees, en hy kom klop in jou hart, en hy sê, hey Godfrey, kom, so ergens, as die Here jou wil roep, sodat jy kan erf
Nie volgens wat jy doen nie, maar volgens wie jy is. Volgens sy wil, volgens die Nuwe Testament wat hy het. Dan begin alles, waar hy kom en hy sê, kom. So Godfrey is op die breë pad, stap daai kant toe Godfrey, rustig, stadig by die deur. Hy doen sonde, hy behoort aan die kerk, hy dink hy is okay, maar hy stap. En eendag kom hoor hy die stem wat sê, Godfrey, Godfrey, hy hoor God roep hom, kom na my toe. As jy vermoeid en belas is in hierdie wêreld, Matteus 11 vers 26, kom na my toe, ek wil vir jou rus gee. Ek het jou so lief gehad, dat ek my seun gegee het, sodat as jy kom en jy glo in hom, gee ek vir jou die lewe. Kom net. Nou hoor Godfrey, die Here roep hom. Hy stap op die breë pad. Daai oomblik wat hy omdraai, en hy dink oor wat die Here moet hom praat, en hy sê, ek is verlore, ek is 'n sondaar, en hy toon berou, hy is jammer daaroor, dan draai hy om, nou bekeer hy hom. Verstaan julle? So hy het soontoe gestap op die breë pad, hy het gedink hy is salig, hy gaan iets erf, eendag hoor hy die ware boodskap, hy besef, hy het die kroon verloor, hy is nie meer 'n heerser nie, en hy wil tog God in hom hê, sodat hy weer kan heers oor die sonde. Hy draai om, hy hoor die boodskap en sê, jy's 'n sondaar. Jy het nie meer die identiteit van 'n kind van God nie, want net 'n kind van God kan erf van sy pa af. Iemand anders gaan nie erf nie. 'n Sondaar gaan nie erf nie. En Godfrey hoor dit en hy toon berou. En hy kom na sy vader toe. Hy draai weg van daai pad waarheen hy gestap het. Broer en suster, dit is bekering. Baie van ons kom op die kamp en dan sê hulle, ek het my al 10 keer bekeer. Dis waar, maar jy het daar gestop. Dis die verskil. Jy het die Here gehoor praat. Jy het omgedraai, jy weet jy het sonde gedoen. Jy weet jy is 'n sondaar, jy is jammer daaroor, en dan draai jy om, en jy gee dalk 2 of 3 tree, en jy kom na die kruis toe, na Jesus toe. Nou kom Godfrey, hy het hom bekeer. Is hy al gered? Hoekom nie? Hy het dan nou weggedraai van die pad af. Hy het die wynbottel laat staan. Hy slaan nie meer sy vrou nie. Hy skel nie meer die boer nie. Hy steel nie meer die snoeiskerf van die wingerd nie. Hy doen dit nie meer nie, hy het weggedraai. Is hy al gered? Hoekom nie? Nou kom Godfrey, sien, hy is bekeer van die verkeerde dinge wat hy gedoen het. Maar hy het nog nie sy lewe oorgegee nie. En dis hoekom baie van ons terugval. En aan mekaar weer en weer kom. Dis hoekom baie van ons nie sekerheid het nie. Ons stop daar. Julle sien, daai eerste 3 punte. Die eerste een doen God. Die tweede en die derde een doen ek. Ek toon berou. Ek is jammer, Here. Here, laat ek my vrou so geslaan het. Laat ek my kinders uit die huis uit gejaag het. Laat ek hulle geskel het. Here, laat ek die boer vervloek het. Ek is jammer. Vergewe my. So nommer 2 en 3 doen ek. Maar dat iets nodig, voordat redding vir jou aanbreek, wat jy toelaat, laat God vir jou moet doen. Jy kom by die kruis. Kom Godfrey. Nou kom Godfrey tot hier by die kruis. Hy besef, hy is verlore. Wat doen hy? Kom kniel by die kruis. Jesus sal al jou sonde wegwas. Dis nommer 4, regverdigmaking. Nou kom Jesus en hy, wat sê Godfrey? Vader, ek is so jammer vir die sonde van die verlede. Vergewe my asseblief, Vader, in Jesus se naam. Ek is so jammer, Vader. So Godfrey kom erken nou, hy is 'n sondaar. Hy erken, die Here Jesus is die enigste een wat vir hom iets kan laat erf, die lewe. Dis al een wat dit vir hom kan doen. Nie die kerk nie, nie die doop nie, nie sy mooi dade nie, nie die koor waarna hy al 20 jaar sing nie, nie die ouderling wat hy in die kerk is nie, nie sy beste vriend, die pastoor of die priester nie. Net Jesus Christus, alleen. Want hy is die enigste een ooit wat sonder sonde was. Nou kom kniel hy voor hom. Hy kom en dit bely oor sy mond, Romeine 10 vers 9. As jy met jou hart glo en met jou mond bely,
Jy moet dit erken, jy moet dit uitspreek, dat Jesus Christus die Here is, sal jy gered word. Dis 'n belofte van God af. Nou kom Godfrey, hy kom kniel, hy sê, Here, ek is jammer, ek is 'n sondaar, ek is verlore, Here, ek kan nie meer sonder U nie. Ek besef, ek is op pad hel toe, ek is in 'n afdraande stryd, my lewe is duisternis. Here Jesus, U alleen kan my skoon was. U bloed, soos in die Ou Testament, wat die bulle en die ramme en die lammetjies geslag moet word, maar dit moes weer en weer en weer en weer gedoen word. U bloed alleen kan my een keer, nie weer en weer en weer en weer nie, een keer, kan U my 'n nuwe ID gee. Hierdie ID wat ek het, wat ek nie meer wil hê nie. Ek kom kniel nou by die kruis, ek erken, dit is my ID. Wat staan daar? Ek is 'n sondaar, ek wil nie meer nie. Ek wil wat U vir my kom gee. Vergewe my, Here, ek bely dit. Ek erken, U alleen is my saligmaker en verlosser, wat my 'n nuwe ID kan gee. Kom kniel by die kruis, want Jesus sal al jou sonde wegwas, sing die lied. Nou kom die Here en hy sê, nou kom die Here Jesus en hy sê, Godfrey, deur my bloed is jy vrygespreek. Nou kom hy. Sien, en nou kom God, en hoe kom baie van ons terugval? Nou kom Jesus en hy sê, welkom in die huis van my Vader. Iemand het vanoggend die woord aangehaal, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Nou hoor baie van ons dit by die kruis, maar terwyl jy hier staan, wat dink jy? Hy papsak. Ek moet weer lotto kaartjies, want ek het so baie skuld. Maar daai man, ek sal hom nooit vergewe nie. Jy kom nie verby nie. Jy het by die kruis gekom, maar Jesus se opstandingskrag kan jy nie ervaar nie, want jy kom nie deur na die Vader toe nie. Jy sien, baie van ons kom by die kruis, en ons erken dit, en ons bely dit, maar dan kies ons direk daarna weer om terug te gaan op die breë pad. En om weergebore te word, broer en suster, beteken, waar het ek nou my plakate gesit? Kan ek gou vir julle 3 vra? Staan net gou hier vir my asseblief, julle 3 hier voor. Om dit net die punt, jammer is dit vir julle goed is wat julle weet, maar ons moet dit vasmaak om hierdie aanvalle van die vyand wat ons onseker laat is oor die Here, te laat ons dit kan besleg. So, toe Adam en Eva gemaak is, staan hier my broer, en jy agter hom, toe sit een mens, gees, siel en liggaam. Toe kom die vyand en hy verlei, wat sterf? Gees, staan daai kant. Wat bly oor? Lig op die kaart, siel en liggaam, met ander woorde hierdie en hierdie. Nou probeer ons van daai dag af met dit, en as jy nog nie by die Here is nie, probeer jy met dit by die Here kom, met jou dooie werke, maar dit help nie, dit bring jou nêrens nie. Die gat wat Godfrey van gisterand gepraat het, word nie vol nie. Daarom moet jy nog papsak ingooi, daarom moet jy nog messteek ingooi, daarom moet jy nog haat ingooi, daarom moet jy nog beklei, jaloesie, hoogmoed, steel, want jy dink dit gaan hierdie gat volmaak, maar hy word nie vol nie. Jy sien, iets anders moet gebeur. Die gees moet weer verenig word met die liggaam en die siel. En daai oomblik wat dit gebeur, is wanneer jy kom kniel en jy bely oor jou mond en erken, Here Jesus, die offer wat U aan die kruis gebring het, net dit alleen is vir my genoeg. Daar's niks anders nie. Ek hoef nooit in 'n koor te sing nie, ek hoef nooit ouderling eers te wees nie. Om die waarheid te sê, daar's mense wat hemel toe gaan, wat in hulle lewe nie een keer in 'n kerk was nie. Jy hoef eintlik nooit eers kerk toe te gaan nie, streng gesproke. Maar ons gaan soontoe, want ons wil saam met ander gelowiges wees. So daar is die fout nie. Al wat nodig is, as iemand nie weergebore word, uit water en uit gees, Johannes 3 vers 5. As iemand nie weergebore word, uit water en uit gees nie,
En dit gebeur wanneer jy by die kruis kom kniel en in geloof Jesus se offer vir jou aanvaar en aanneem. Daai oomblik, dan word jy weer verenig, liggaam, siel en gees. En nou, omdat jou gees niet is, raai wat nou? Jy kan nou heers oor die sonde, want sien, jou liggaam en jou siel is nog nie niet nie. As ek in Stellenbosch straat ry en dan kom 'n mooi meisie verby, dan kyk ek nog. Nee? Maar wat maak ek in my gedagtes as ek vir haar kyk? Die versoeking kom aan mekaar. As jy jou lewe lang gedrink het, dan sê hierdie liggaam vir jou, as jy rooiwyn ruik ergens, dan kom hy mos so van binne af. Nee? Dan loop die spoeg sommer al, want jy wil alweer wyn hê. Maar jy's hier, dan sê jy, vyand in die naam van Jesus, want ek is 'n heerser. Ek stap nie meer daai pad nie. Ek weet wat dit aan my vrou en aan my kinders en aan my liggaam gedoen het. Ek's klaar en jy gaan verby. Nou kan jy dit regkry, want die gees is die baas. Die liggaam en die siel is nog nie niet nie. Dis hoekom ek en julle almal gaan doodgaan in hierdie liggaam. As jy hom na 3 maande uit die graf uithaal, dan lê daar net eintlik jou klere. Die vleis is weg. 70% van jou liggaam is water. Dit het verdwyn. En die siel kan nie meer dink nie, hy kan nie meer praat nie, hy kan nie meer keuses maak nie. Maar wat het gebeur? Omdat die gees niet geword het, deur punt nommer 5, die wedergeboorte, dis iets wat God doen, wanneer jy kom kniel, word jy weer 'n volmaakte mens. En daai oomblik kan dit kom, laat God sê, nou, almal wat my aangeneem het, Johannes 1 vers 12, die wat in my glo, wat? Het ek die reg gegee, kyk jy om? Hoe kry jy 'n nuwe ID? Hierdie man het 'n nuwe ID, want die gees is baas. God se gees. Nie die kerk se gees nie, nie die wêreld se gees nie, nie al die dingetjies wat hy doen se gees nie. Net Jesus, deur sy gees, is nou die baas. Nou het hy 'n nuwe ID. En wat het ons gesê? Sê 'n testament, my kind gaan erf, as ek doodgaan. En toe Jesus aan die kruis sterf, toe sê hy, dis julle sin. Ek erf, julle erf dit nou. As julle in my glo en erken dat my bloed, soos in die Ou Testament 'n lammetjie en 'n bul, en 'n duif, se bloed moes versoening bring. As julle erken dat my bloed alleen vir julle die versoening gebring het, van hierdie ID af, na hierdie ID toe, nou is julle my kinders. Broer en suster, baie dankie, julle kan maar gaan sit. Wil jy die kroon nog ophou? Sit lekker. Laastens wat ek net wil sê, Godfrey, jy is nog nie klaar nie, kom goeie. Godfrey, ek het in een van hierdie hande, het ek 10 rand wat ek vir jou wil gee. Glo jy dit? Ek glo dit. Hoe is dit dat jy dit glo? Jy het dit dan nie gesien nie. Ja, maar ek ken vir Van Heerden, ek weet Van Heerden sal nie leuns praat nie. Sê weer? Ek ken vir Van Heerden, ek weet Van Heerden sal nie leuns praat nie. O, jy ken my. Is dit hoekom jy in my glo? Ja. Jy is 'n fantastiese diensknegt. As die 10 rand. Broer en suster, wie die seun het, Johannes 3 vers 36, wie die seun het, het die lewe. Glo jy dit? As jy die seun het, omdat jy weet wie hy is, omdat jy weet wie God is, as hy kom en hy sê, almal wat my aangeneem het, die wat in my glo, het ek die reg gegee om kind van God te word, sê ek, Here, ek glo dit. Jy hoef dit nie te voel nie. En weet jy, as jy daar by die kruis kom kniel, en jy erken jy's 'n sondaar, gaan jy nie omval en begin ruk vol van die gees nie. Dis baie keer 'n valse gees in die kerk vandag. Dis 'n verkeerde manifestasie. Dis 'n demoniese manifestasie. Die meeste wat kinders hier van die Here is, sal sê, toe ek by die Here kom, en ek kom by punt 5, en ek kom kniel, en ek erken hy is my Here, en ek staan op, en ek stap in Jesus se arms in, en hy sê, welkom my kind, toe God se gees in my kom woon, het ek omgeval? Nee,
Het ek geruk? Nee. Het ek 'n ervaring gehad, dat ek vir 20 minute daar gelê het? Nee. Dit kan ook gebeur, maar ons moet so mooi onderskei. Maar weet jy, daarna was ek net nooit weer dieselfde nie. Hoekom nie? God bewys sy liefde aan ons deur die Heilige Gees wat hy in ons harte uitgestort het. Romeine 5 vers 5. God se liefde aan die kruis was so groot, dat as jy kom kniel by die kruis, dan sê hy, weet jy, dankie, ek wil jou nou laat erf. Ek wil jou nou 'n heerser laat wees. En hy blaas sy gees in jou. Dis hoekom Johannes 3 sê, iemand wat nie uit water en uit gees gebore word nie, kan nie die koninkryk van God sien nie. Dan sê hy, die gees is soos die wind. Ons weet nie waarheen hy gaan en waarheen hy kom nie. As julle vanmiddag, as die wind begin waai, buite uitstap, kyk bietjie of julle die wind kan sien. Wie het al die wind gesien? Jy kan hom nie sien nie. Maar wat hy doen, dit kan jy sien. As hy takke so gaan, of jou dak van jou huis lig, dan weet jy, die wind is hier. Nou, dis wat Johannes 3 sê. God se gees kom en hy, nou raak jy 'n nuwe mens. Nou kom jy by die volgende ding uit. Nou kan jy jou skepingsdoel begin lewe. Nou het jy by die punt van heiligmaking gekom. Jy is 'n nuwe skepsel. Iemand wat in Christus is 'n nuwe skepsel. 2 Korintiërs 5 vers 17. Jy sien broer en suster, ons sekerheid van geloof moet op God se beloftes en die woord gebou wees. Nie op wat jy voel nie. Dan sal jy geestelik groei. Kom ek lees vir hierso. Ek het dit nou hier opgesit. Hoe kan ek seker wees dat ek 'n kind van God is? Die beloftes van God se woord. Wat staan daarso? Lees saam met my. Wie die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skrywe vir julle, sodat julle kan voel dat julle die ewige lewe het, julle wat die seun van God voel. Nee, voel. Maar ons het nou verskillende Bybels hier. Voel. Sodat julle kan voel dat julle die ewige lewe het. Dat julle kan weet. Weet julle hoe baie van julle sê altyd vir my, ek voel nie meer by die Here nie. Jy moet nie voel nie. Want eendag voel jy goed en eendag voel jy sleg. Jy kan ons nie op jou gevoelens staat maak nie. Jy maak staat op dit wat in die testament geskryf is. In die testament is geskryf, wie die seun het, daar staan het, het die lewe. In die testament is geskryf, 1 Johannes 5 vers 13, ek skryf vir julle die dinge dat julle kan weet. Dis 'n feit, dis die waarheid, sê Johannes. Jy hoef nie te twyfel aan nie, jy hoef dit nie te voel nie, glo dit net. Om af te sluit, wil ek net die transparante laaste opsit. As ons dit vir mekaar sê, waarop moet die sekerheid van 'n gelowige in Christus se gebou wees? Waarop is jou sekerheid gebou? Die eerste punt is, dit wat ons nou heeltyd gepraat het, op die getuienis van God se woord. Dit wat in die testament staan, ek kan dit glo, want dis my pa, en my broer, my verlosser Jesus. Hulle het dit gesê, en omdat hulle dit gesê het, toe ek vir Godfrey die 10 rand gee, wat sê hy? Van Heerde en ek? Maar hoekom glo hy? Want hy, sê hart, hy ken my. Ek en Godfrey kom al 5 jaar saam, hy ken my. Hy weet, ek gaan nie vir hom lieg as ek vir hom sê, hier's vir hom 10 rand nie. Nou ek ken my pa. As hy in sy testament sê, as jy my aangeneem het, dan word jy my kind, dan sê ek, papa, ek glo dit. Dis die waarheid, dis die feit. Dis nie 'n liegstorie nie, ek hoef dit nie te voel nie. Daai testament is die waarheid. Ek glo dit. Ek hoef dit nie te voel nie. So, die eerste ding is, hoe kan ek seker wees? Die testament, God se woord, sê dit vir my. Jy sien, maar ons leen ons ore uit na wat iemand anders te sê. Ons is op 'n kamp op Lady Smith, en een van die vroutjies sê daar so,
Toe ons sê, jy kan seker wees, want God se woord sê dit. Toe sê sy, nee, jy kan nie. Ek moet eers gou my evangelis gaan roep, laat hy vir julle verduidelik. My vrou kwaad geword. Al het ek daai geld wat daar op die tafel gelê het gevat. Al het ek die boer geskel. Want elke dag kan ek gaan en sê, my pappa, wat vir my hierdie testament gegee het, ek is jammer. Die bloed van u seun maak dat ek sal erf. Vergewe my steel, dat ek weer vir my vrou kwaad geword het. Ek is jammer. En stadig maar seker groei jy en word jy al hoe meer 'n beelddraer. Meer en meer 'n beelddraer van Jesus. Die derde en die laaste rede, die getuienis van veranderde lewens. Daar's Godfrey. In 1998 het Godfrey nog battens gerook. Hy het gesteel. Hy het saam met die gangsters rondbeweeg. Sover ek weet het hy nie gedrink nie, maar hy het al daai goed gedoen. Julle kan maar sy storie vir hom vra. Dis 10 jaar later. Dis 'n nuwe mens waar hy sit. Sy hele lewe het verander. Daai man wat geskel het nou 'n sagtheid in hom. Jy kyk vir hom aan, loop sy trane somme. Hoe dit gebeur, is 'n veranderde lewe. Julle het ook sulke getuienisse. Sien, dis die 3 goed, broer en suster, wat vir jou sekerheid kan gee, dat jy 'n kind van God is, en dat jy geërf het, wat jou pa vir jou bestem het, die ewige lewe, en dat jy daarom sy beelddraer kan wees, sy verteenwoordiger kan wees. Wat dit vir jou bevestig het, is die feit, dat God se woord dit sê, is die gees in jou, en derdens, dis 'n veranderde lewe. Jy kan nie meer dieselfde wees, as jy by die kruis gekom het nie. Mag die Here ons help, om te verstaan, dat hy ons gemaak het om te kan heers, en dat ons verantwoordelikheid nou is, nou dat ons by die kruis gekom het, en sekerheid kan hê, dat ek nou die pad van heiligmaking kan stap. My gees is niet, maar my liggaam en my siel, hy moet nog vernuwe word. Hierdie kop van my het vir 40 jaar net aan vroumense gedink, en aan die lelike van vroumense. Nou moet my kop nie kom word oor vroumense. Hierdie mond van my, het vir 28 jaar, was hy net lus vir brandewyn en kook. Nou moet daai liggaam van my, wat soek na brandewyn en kyk, moet kom niet word. Maar ek kan het reg kry, hoekom? God se gees heers nou in my. Nou gaan ek hom en sê, Here, u weet, ek kan nie hierdie versoeking weerstaan nie. Maar u in my, ek gaan oorwin. Ek kan oorwin. En dan help hy jou, jy hoef het nie meer te doen nie. En dan sal jy nie meer terugval nie. Mag die Here ons help daarin. Vader, baie dankie, dat ons kan weet, u woord is 'n diep waarheid. En ek wil kom bid, Here, dat, waar daar ook broers en susters hierso is, wat nog nie sekerheid het nie. Miskien omdat hulle nog nie by die kruis kom kniel het, en God op sy belofte van sy testament gevat het nie. Here, dat u hierdie naweek, hulle sal kom vrymaak, dat hulle sal kom oorgee, en weergebore kan kom word, dat hulle lewens aan u sal kom gee, dat hulle gered kan word, dat hulle verlos kan word vir altyd, om die erfenis van die Vader in die hemel in besit te kan neem. Vra dit, Vader, in die heilige naam